Shalom maatjies, baie welkom by Storytyd saam met my, Juffrou Jolie. Ons reis deur die Bybel. Maar kom ons maak ons oogies toe, dan praat ons gou eers met Papa God. Papa God, baie welkom in ons teenwoordigheid. Dankie dat elke maatjie spesiaal is vir u. Dankie dat elke maatjie seën. Dankie dat ons meer van die woord kan leer. In Jesus naam. Amen. Vandag se verhaal gaan oor Noag en die ark. Na Adam en Eva se sonde in die paradys, het die hele wêreld net meer sondig geword. Die mense het net aanhou en aanhou sondig. Dit het Papa God se hart baie seer gemaak. Maar daar was een man, sy naam was Noag. Noag het altyd probeer om na Papa God te luister. Hy was onderdanig aan Papa God en het sonde uit sy lewe uitgesny. God het vir Noag gesê om 'n ark te bou. Maatjies, 'n ark is 'n groot boot. Wie van julle was al op 'n groot boot? Papa God het vir Noag gesê die ark moet 3 verdiepings hoog wees en hy moet 'n deur aan die kant hê, want Papa God gaan baie groot reën stuur om die hele wêreld te verwoes. Noag het gedoen soos Papa God van hom vra, maar die mense het hom verskriklik gespot. Hulle het gesê, Noag, jy bou 'n ark vir groot reën, maar dis warm en is droog en daar's geen reën in sig nie. Papa God het die diere gestuur om in die ark in te gaan. 7 pare van elke reindier en net 1 paar onreindiere, 'n mannetjie en 'n wyfie. Toe Noag en sy vrou en hulle seuns met diese vrouens en al die diere veilig in die ark was, het Papa God die groot deur van die ark gesluit en die reendruppels het begin val, meer en meer. Vir 40 dae en 40 nagte het dit gereën. Die hele aarde was weg onder die water. Uiteindelik het dit opgehou met reën. Die son het begin skyn en die wolke het verdwyn. Al die water wat oor die hele aarde was, het begin opdroog. Noag stuur toe 'n duif uit. Toe die duif terugkom met 'n olyftakkie in sy mond, weet Noag hulle kan begin uitgaan, want die grond is droog. Noag en sy hele gesin, asook al die diere, kon begin om uit die ark uit te kom, en hulle almal het op droë grond begin loop. Dit was vir hulle vreeslik lekker, maatjies. Hoe voel julle as dit so aanhoudend reën en julle kan glad nie buite speel nie? So dink hoe moes arme Noag gevoel het. God stuur toe 'n reënboog as 'n belofte aan die mense dat hy nooit weer die aarde sal verwoes met water nie. Maatjies, het julle al gesien as dit klaar gereën het, dan kom daar 'n reënboog uit? 'n Reënboog is vir my een van die mooiste goed wat Papa God nog vir die mense gegee het. Wat is ons les van die verhaal? Maatjies, ons moet altyd na Papa God luister. Maak nie saak wat ander mense sê nie. So as 'n maatjie vir jou sê om verkeerd te doen en jy weet dis nie Papa God se wil nie, moet dit liewers nie doen nie. Baie Jesus liefde, volgende week reis ons verder deur Papa God se woord.